Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 1 Julie. Ons is in Koninkrykstyd en vandag staan ons stil by Romeine 6 vers 12 tot 23. En ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Ek nooi jou om jou hart oop te stel vir God se Gees om in en deur jou te beweeg. Dalk is vandag 'n tyd vir stille nadenke, vir introspeksie, maar dalk is vandag ook 'n dag vir skuldbelydenis, vir heelmaak en regmaak met die Here, in die teenwoordigheid van die Here, met jouself of met ander met wie jy jou lewe deel. Here, U is my toevlug en my krag. Help my om op U te vertrou, om my hart stil te maak voor U, sodat ek U stem kan hoor. Lei my dan nou in U vrede in. Amen. Ons lees saam Romeine 6 vanaf vers 12. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit dan? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie meer onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. En dan vers 22. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel. En die vrug daarvan is dat julle geheilig word. En die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Die oorspronklike lied Amazing Grace is seker een van die mees bekende liedere uit die Christelike tradisie. Volgens Wikipedia word hierdie lied meer as 10 miljoen keer per jaar opgevoer. Ek sal nie verbaas wees as die werklike getal veel meer is nie. Agter die bekende lied lê 'n radikale lewensverhaal, die van John Newton. Newton was in 1740 'n jong man wat as kaptein op 'n slaweskip gewerk het. Die metafoor van sonde as slawerny, soos Paulus het hier gebruik, was vir hom 'n werklikheid. Hy het met mense handel gedryf asof hulle vee was. Die soort lewe het ook gepaard gegaan met rebellie, dronkenskap en wat baie mense sou beskryf as godverlatenheid of goddeloosheid, soos wat ons dan ook hier in Romeine 6 van lees. In Maart maand 1748
Het 'n vreeslike storm die skip byna laat sink. En uitgeput en oortuig dat die dood voor die deur was, het Newton vir die eerste keer in jare tot God gebid. Ek is die naam van kind nie werd. Wou self my sake reël. My lewe kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Wonder bewonder het die storm bedaar en het daar 'n saadjie begin ontkiem in Newton se hart wat sou lei tot 'n radikale bekering. Daardie oomblik was dit nie 'n dramatiese bekering nie. Newton se storie, sy lewe, sy hart is geleidelik verander. Stukkie vir stukkie is hy losgekoop van die houvas van slawerny. Teen die einde van sy lewe het hy getuig die volgende: Daar is 2 dinge wat ek nooit sal vergeet nie. Dat ek 'n groot sondaar was en dat Jesus Christus 'n groot verlosser is. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my honger, my dors. En nog voordat ek kon skuld bely, druk U my aan die bors. Newton se storie echo in die verhaal van die verlore seun, dit echo in die lewensverhaal van Saggeus, in die van Saulus wat Paulus geword het. In die 3 keer se vraag, het jy my lief Petrus, het jy my lief Petrus, het jy my lief Petrus. Dit echo in Boniver se pleidooi dat genade nie goedkoop is nie. En die groot ironie, of eerder die plot twist van Newton se storie, is dat hy toe nou een van die sterkste stemme teen slawehandel geword het in Engeland, saam met die baie bekende William Wilberforce. Ek wonder oor my eie lewe. Ek wonder waar ek nog op die boot van slawerny handel dryf. Of dalk is ek al van die boot af, maar ek hang nog in die hawe rond. In die stiltes van die klam grond, nadat die storm bedaar het, ontkiem die saad van God se genade in my, in jou, in die kerk, in die wêreld. Op een slag word ons vrygekoop deur ons Here Jesus Christus. Om voetjie vir voetjie te leer hoe om sonder boeye te loop. Huis toe. Genade onbeskryflik groot. Daar's fees, ek is weer tuis. U seun bring my, 'n verlore mens, weer in die Vaderhuis. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, ons sondes, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree het. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.